Sê my chom, ek is nog nie daar nie, ek kan nie, my mense gaan my afskryf. Ek kan hierdie Jesus, kan ek in die geheim dien. Ek deel graag met julle getuienis voordat ons in hierdie inbeweeg. Ons word uitgenooi na 'n kamp toe, waar omtrent 40 oukies is tussen die ouderdom van 15 en 18 jaar oud. En hulle word beskou aan ons onnosel kinders, want hulle is in hulle tegniese skool geplaas en dit is dit wat oor hulle gespreek is. En vir so lank as wat hulle kan onthou, ek loop nou hier voor. Vir so lank as wat hulle kan onthou, is dit wat van hulle gesê was, die feit dat hulle met hulle hande kan werk, beteken dat hulle is niks werd. Ek wil jou gou herinner waardeur die spykers gegaan het op 'n dag. Ek wil jou gou hê jy moet besef hoe belangrik hierdie hande is. Al kan hulle nie skryf nie. Al kan hulle nie aan iets bou nie. My bra, hulle kan hulle hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Hulle was gelabel, net soos in Markus 5, label hulle die bra as die besetene van Gadara. Hulle label hom, hulle noem hom op die naam nie, hulle noem hom op die probleem. Net soos wat elkeen van julle hier is. Baie keer ken ons mekaar nie op die naam nie, ons ken mekaar op die probleem. En daar was hierdie moslem laaitie, hy's 18 jaar oud. En sy ma sê, ek gee nie meer om nie. Stuur hom net na 'n plek toe wat hy iets kan beleef, dat hy sal change. Sy naam is Ismail, ek sal hom in my lewe, sal ek hom nooit vergeet nie. En die volgende oggend gaan hike ons op teen 'n berg. Dit het vir my gevoel of ons teen die berg van Sinai oploop. So hoog was dit gewees. Ek het gedog, daar gaan 'n brandende bos aan my verskyn na bo. So baie het ek geloop. En die laaitie bly heeltyd agter my. Heeltyd agter my. Dan sê ek vir hom, kom Ismail, kom net asseblief. En Jesus sê in Johannes 10, dat my skape sal my stem ken. En ek maak vandag die publieke afkondiging, my bra, dat wanneer die stemme in jou lewe sterf, sal jy die stem van ons Here Jesus Christus herken. En ons bring daardie antwoord, en ek meen, dis die ou daai. Ismail is die ou. Kyk, hy vloek en hy laster, want as hy kan nie Jesus sê nie, hy sê die lelike woord. So julle weet wat dit soos laster. Hy sê hom so. En ek bid, ek sê, Here, wanneer hy daardie woorde sê, change hom. Laat net so, hom vol mes teken, ek weet nie wat als nie. Net omdat hy 'n sigaret by hom probeer vat het. En ons bid die aand en ons gee woord en die ouens staan so in 'n kring. En ons praat oor die besetene van Gadara, en toe op die ou einde wat ons kom, maak ek 'n uitnodiging aan die ouens. En ek sê, as jy vandag jou hart vir die Here wil gee, vat 'n tree vorentoe. En soos ek al staan hy so, en hy maak so. En ek sien dit, want ek hou hom dop, ek wil hê hierdie ou moet en hy huil. Hy's besig om te ween, want Allah kon niks vir hom doen nie. Niks! Mohammed lê in sy graf. Boeddha lê in sy graf. Krishna lê in sy graf. Maar Here Jesus se graf is leeg. Amen. En Jesus raak kom aan, ek sê, luister, ek weet jy gaan dalk moet huis toe gaan. En hierdie dinge vuis van sy hele familie is mos, en ek bid weer, nie op hom nie, ek sê, Here, hier's mense wat moet huis toe gaan en die volgende beleef, hulle word onterf, die manne. As jy vanaand kies, om soos ek gesê het, jou doodsvonnis te teken, want jy maak nie meer saak nie, gee 'n tree vorentoe. Nou, man stap so 'n tree vorentoe, so hy stap amper bo die hele mense uit. Want hy was honger vir iets. Hy het iets gesoek. En guess what? Hy het dit gekry. Nou is my vraag vandag vir jou. Soek jy regtig? Wil jy regtig change? Ek weet dis ouens wat sukkel, my bra. Maar hy is die vraag, om sy geloof op te gee, vir dit waarin hy groot geword het, dat sy ouers hom kon onterf het op daai stadium, net oor die naam Jesus. Wil jy vir my sê, jy kan nie 'n sigaret,
jy kan nie skinder, jy kan nie vloek, jy kan nie jaloesie, jy kan nie haat, jy kan nie onvergewingsgesindheid opgee nie. Wil jy dit vir my sê? Is dit vir jou so belangrik om aan hierdie goed vas te hou, dat jy bereid is om vir die res van jou lewe swaar te kry, stil te staan? Is dit so belangrik dat 'n honger moslim kind besluit, come hell or high water, maak nie saak wat my ma sê nie, my pa sê nie, maak nie saak wie wat sê nie, ek kies vandag Jesus Christus. Ek is moeg, boys, om te sien dat julle die heeltyd seer kry, omdat julle aanhou kies om terug te gaan na dit wat jou seer maak. As jy wil ophou seer kry, los hierdie dinge. As jy wil ophou voel, jy stel te leer, los hierdie dinge. As jy wil gesond word, los hierdie dinge. As jy wil groot word en begin 'n slagvaste kos eet, los hierdie dinge. Daar is 'n hele wêreld daar buite van mense wat moet hoor van hierdie Jesus wat jou gered het. En die volgende dag doop ons. Seker 'n stuk van 20 gedoop en ons doop. Ismael staan so, ek sê, kom my bra. Toe ons berg het klim het ek die hele tyd vir hom gesê, ek het jou my bra, ek het jou my bra. Naderhand skree al 40, soos as Wally sê, gryp daai dingetjie en sê almal dit naderhand. Skree almal, kom my bra, ek het jou my bra. Ek sê my chom, ek is nog nie daar nie, ek kan nie, my mense gaan my afskryf. Ek kan hierdie Jesus, kan ek in die geheim dien, net laat om my te help. Toe ek weer kyk, toe sy kind uit sy klere uit. Uit sy klere uit. 'n moslim wat besef het, Johannes 14 vers 6 wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Uit sy klere, in die water. Ek het hom so gevat, voor sy brasse, al was getuies gewees. En gesê, jy maak vandag die stelling, dat jy lê die ou lewe neer, soos Paulus ons leer in Romeine 6, voor hierdie mense, hulle gaan vir jou sê, ai broedsie, jy het nie nou die dag nog so gemaak nie. Hy sê, ek worry nie, daar is een wy vir my, al kost het my lewe, 'n 17-jarige kind, wat honger is, wat genesing ontvang het, wat bereid was om bendes te los, mandrax te los, gwaai te los, tik te los, you name it. En ons doop hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hy staan daarop, 'n nuwe mens, want die ou lewe is verby, en hier is wat die doop is 'n uiterlike teken, van 'n innerlike verandering, which means wie jy was, hy man lê nog steeds aan die ander kant. Ons maak baie foute, ons kom Paulus ons challenge, hier bo moet die dinge change. 'n laaitie van 17, wat besef uit sy hele, 'n paar van ons het 'n paar jaar oor chom. Ek moedig julle aan, my bra. Wanneer dit te laat is, hoor wat ek sê, is dit vir ewig te laat. Gister praat ek en my sussie, sy sê, hierdie liefde, hierdie draai of braai wat julle so preek. Toe sê ek vir Leila, my Jesus het gesê, hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Matteus 24 vers 13, quote my op daai ene. Hy wat volhard tot die einde toe. Hierdie is nie hierdie sagte speletjie Christenskap nie. Dit is 'n oorlog. Jy moet bereid wees nie net op die woord op te tel nie, maar so ook jou swaard, en jy gaan eendag dalk moet bereid wees om selfs jou kop neer te lê. Hoe lank moet 'n ou smeek? Hoe lank?